Goeiemôre geliefdes, baie welkom by vanoggend se boodskap. My naam is Quintus Skols, ek is die leraar van NG Oudtshoorn Park. Dis my baie lekker om saam met julle te wees. Hartlik welkom aan al die Heartbeat FM luisteraars. En dan ook baie welkom aan NG Park se YouTube kanaal, of jy nou op die TV kyk, Facebook of waar jy ook al is, hartlik welkom. Dalk is jy in 'n voertuig op pad ergens heen en jy's nou op Heartbeat FM en jy luister na hierdie boodskap. Mag die Here dan aan die woord kom, dat hy my gebruik as 'n stofmens en ek kom verklaar vanoggend Jesus as my verlosser en saligmaker, en ek groet jou ook in die naam van die opgestane Jesus. Ons gaan praat oor die Bybel vandag, oor die woord van God. Een vriend van my sê altyd die woord Bible staan vir Basic Instructions Before Leaving Earth. Dan weet ek, hierdie is instruksies, hierdie is die woord van God, en ons gaan praat vandag oor die Bybel. Die tema is Sola Scriptura. Ek het laasweek oor Sola Gratia gepraat, genade alleen, en vandag praat ek oor Sola Scriptura, die woord alleen. Die woord alleen, Sola Scriptura. Maar voordat ons nou uit die Bybel uit gaan lees en met 'n klomp tekste gaan werk, wil ek net saam met jou bid. Net daar waar jy is, laat jy ook bewus sal raak van die Here se teenwoordigheid en sy liefde in jou lewe. En raak nou so oomblik afhanklik en stel jouself oop om vanoggend ook die woord van die Here te hoor, en laat ons ook weer aangespreek word deur die Heilige Gees in hierdie tyd. So kom ons maak die geleentheid nou so oop, laat jy net kan rustig raak, lekker diep asemhaal, en dan bid ons saam. Heilig, heilig en heilig is U, Here God. As ek nou so stil raak voor U, Here, ons dae is besig en ons ure is baie keer so min, en om net nou stil te raak voor U, die almagtige God en Hemelvader. Ons roep U aan, Here, en ons weet U is teenwoordig deur die Heilige Gees. Dankie dat ek as aanbidder U kan aanbid wat die almagtige God is. Nederig en nietig kyk ek op na die berge, waarvandaan sal my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Ja, Here, as ons 'n oomblik diep asemhaal, is ons dankbaar vir die lewe. Is ons dankbaar vir nog 'n nuwe dag wat U toegevoeg het in ons lewens. En is nou my gebed, Here, dat U uit die woord uit vanoggend sal spreek, U kinders luister. Daar's van ons geliefdes in hospitale, daar's van ons geliefdes wat siek is en depressief is, wat deur egskeidings gaan, wat probleme het in hulle werk, finansiële uitdagings. Ons bid vir ons boerderye vanoggend, ons bid vir ons besighede, ons bid vir U kinders, Here, dat hulle sal staande bly teen die aanslae van die wêreld en die sonde van hierdie wêreld, dat ons nie sal gelyk word aan die wêreld nie, maar uitstaan mense sal wees. Manne en vroue van die woord, Sola Scriptura, U woord alleen, dat ons sal vas staan. Dis my gebed vanoggend, Here. Kom U en ontmoet ons. Heilige Gees, omvou ons met U arms van genade en liefde. Ons breek nou oop voor U. Ons bely ons sonde, ons skuld. Ons bely ons afhanklikheid. Maar ons vra, Here, vir wysheid. Laat U sal kom en U sal spreek, Here, dat ons net sal hoor vanoggend. Dat ons sal luister. En ons stel onsself nou oop en sê, Here, spreek. U kinders luister. In Jesus naam kom bid ek vir ons almal. Amen. Sola Scriptura, die woord alleen. Ek staan so 'n bietjie by die solas die laaste tyd stil, en ek wil juis praat vanoggend oor die woord. Ek het oor genade gepraat, ek het in laasweek so oor Sola Christi ook gepraat, daar by ons in die gemeente. Dit is Jesus Christus alleen, hy is die weg, die waarheid en die lewe, het ons by stil gestaan, en ons gaan ook oor geloof op 'n stadium praat, Sola Fide, geloof, en Soli Deo Gloria, aan God alleen die eer, maar vanoggend staan ons stil by die woord, Sola Scriptura, die woord alleen. Ons hoef nie nog 'n klomp ander goed te lees om vir onsself te sê, maar wat moet ek glo nie. Jy hoef nie 'n klomp koerante en 'n klomp tydskrifte mee besig te wees nie. Ons glo die woord van God. Glo jy die Bybel?
En ek wil sommer so in die begin vra, glo jy die Bybel is deur God geïnspireer, dis God se woorde, of glo jy dit is mense se woorde oor God? Want dis 'n groot verskil. Ek glo die Bybel dat dit deur God geïnspireer is en dat dit God se woorde is, wat ons ook in 2025 hoor. En ek hoor uit my verstaan uit, sola scriptura beteken die skrif alleen is ons hoogste gesag vir geloof en lewe. Nie net 'n tradisie of 'n kultuur of 'n gevoel of 'n emosie wat ek het of hoe ek dit nou wil interpreteer nie, maar dis God se woord en is sy woord wat vas staan. Ek dink die reformatie het ons weer teruggebring na hierdie anker toe. En ek wil vir jou die anker kom sê. As die woord val, val die kerk. As die woord leef, leef die kerk. En daarom is dit belangrik om te sê, ons kan nie toelaat as beskermer van die waarheid, laat die waarheid sal val nie. Ons staan vas in die woord van God. En daarom noem ek graag ons manne en vroue van die woord. Ons gaan so uit 2 Timoteus werk vandag, Psalm 119 en ook in Hebreërs 4 vers 12, wat ons kernvers vandag vir die prediking is, sola scriptura, die woord alleen. Kom ons lees dan nou saam uit die Bybel uit by die eerste teksgedeelte, geliefdes, dis in 2 Timoteus 3, vers 15 en 16, ek lees in die 83 vertaling. En jy ken van kleins af die heilige skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. Die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek. Luister mooi, jy ken van kleins af die heilige skrif. Ons is so bevoorreg dat ons Afrikaanse vertaling het en ek wil byvoorbeeld dankie sê vir die Bybelgenootskap en vir die Gideons en vir almal wat die Bybel plaas en wat die Bybel uitdeel vir mense. Daar's so 'n eenvoudige ou liedjie wat ons sing in die kerk, lees jou Bybel, bid elke dag. En dit is eintlik maar die kern van waarmee ons besig is. Ons moet ons Bybel lees en in verhouding met God staan. En as ek die Bybel lees, is dit nie net 'n kennis of 'n teorie nie, dit spreek my lewenswyse aan dat ek wil verander en ook so gaan leef. Die Bybel, dit moet ek ineet, ek moet dit my eie maak, dit is my kompas in hierdie lewe, dit is my etiese dokument, dit is my waardestelsel, op die woord staan ek vas. Ons hoor die woord is God, Johannes 1, Jesus sê maar die woord is God en hy is by ons en die woord is self God. Ons moet iets verstaan van die leefwyse van Jesus gaan navolg en ek gaan dit net weet as ek die Bybel lees, as ek tyd in die woord van God gaan spandeer. Jy ken van kleins af die heilige skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Jesus Christus. Hoe meer tyd ek in die woord spandeer, hoe meer leer ek van die Here en dalk besef ek ook hoe sondig is ek en wat moet ek regstel in my lewe, wat moet verander. Vriende, daarom is dit so 'n oproep vir oggend weer vir almal. Lees jou Bybel. As jy dalk 'n app op 'n foon kan aftrek, die Holy Bible app is 'n pragtige app, dan kan jy 'n klomp vertalings ook na gaan kyk en steeds jou Bybel lees. Maar die Bybel is ons kompas waarvolgens ons leef in hierdie lewe. Die katekismes leer ons so mooi, hoe leer ken ek God? Deur woord en gees. Die Heilige Gees kom deur mense praat en insidente en deur preke en gebeurtenisse deur die natuur, deur soveel maniere, maar ons leer ken ook God in sy woord. En die woord, hoor ons hier, is deur God self geïnspireer, die hele skrif. En dit het groot waarde. Wat is hierdie waarde? Hierdie waarde is om ons in die waarheid te onderrig, om dwaling te bestry, om daai verkeerdhede reg te stel in hierdie lewe en 'n regte lewenswyse
te kweek. En ek dink dit is wat vir my so 'n bietjie uitstaan vanoggend. Die woord is eintlik God se asem. Die Bybel is nie bloot net 'n godsdienstige boek nie. Dit is God se stem. Ek gaan kyk 'n bietjie wat sê Johannes Calvin. En hy skryf, die skrif dra sy eie geloofwaardigheid in homself. Ons glo dit nie omdat mense dit sê nie, maar omdat die Heilige Gees dit in ons harte verseël. J.I. Packer sê dit so duidelik, die Bybel is nie net 'n boek oor God nie, maar 'n boek waarin God self spreek. En wat kom die Bybel doen? Die Bybel kom en hy kom moedig ons aan dat ons sal luister na die woorde van God. Ons staan in 'n verhouding met God, ek lees hierdie Bybel en dan oordink ek dit en ek wil gehoorsaam gaan wees aan God, aan sy woord wat vas staan tot in 2025. Ag, as 'n mens maar net dink aan die Bybelvertalings van die Grieks en die Hebreëus, die Aramees, toe hoor ons die Latyn en dan die Engels. In 1933 hoor ons Afrikaanse Bybel, 53, 83. Daar's nou 'n wonderlike 2020 vertaling uit. Daar's 'n vrye vertaling, Nuwe Lewende. Daar's die Boodskap. Daar's soveel vertalings, soveel Engelse Bybels, 'n hele klomp van hulle. En ek en jy sit met die woord van God, en wat lekker is jy kan partykeer hierdie vertalings met mekaar vergelyk, en hoe sê hierdie vertaling het bietjie anders, en hoe sê hierdie ene bietjie meer direk die Grieks, of bietjie meer direk die Hebreëus. En hoe wonderlik is dit, dat die woord steeds vas staan in 2025. Dis 'n godswonder. Dat ek en jy 'n Bybel in ons hande het, en dat ons presies kan weet hoe om te leef. Dat ons die verhaal sien van die Ou Testament, en hoe hierdie 66 boeke deur moontlike 40 skrywers geskryf is, oor 'n hele aantal jare, en laat ek en jy dit vandag in ons hand het as die kanon en kan sê, dis die woord wat geïnspireer is deur God self. Dis God se woorde vir my en jou vriende, en dit staan vas. Ons kan nie bloot net goed gaan uitskeer as ons nie daarmee saamstem nie. Daarom moet ons lewenswandel inrig volgens die woord van God en gehoorsaam wees. As ons sy woorde hoor, as ons sy woorde lees en dit gaan oordink. 'n tweede punt waarby ek wil stil staan vanoggend is die woord lei ons lewe en dit kom reinig ons pad, die pad waarop ons stap. En die teks wat ek wil lees is Psalm 119 en jy kan eintlik maar die hele Psalm 119 gaan lees, hy is nogal lank, maar dat jy ook daarin sal hoor hoe hierdie psalmis kom en vir ons kom sê, maar die woord van God staan vas. Die psalmis leer ons ook dat die woord nie net 'n stuk inligting is nie, dit is nie besig in 'n stuk informasie wat ek kry nie, maar dit kom transformeer my lewe, laat ek anders is, anders dink, laat ek op God se manier begin dink en so gaan leef ook. Psalm 119, ek lees 'n paar verse, vers 1, sê dit gaan goed met die wat onberispelik lewe, die wat wandel volgens die woord van die Here. Ek en jy ken die woord en ons weet wat's reg en verkeerd. En jy kan dit maar net gaan toets as jy besluite gemaak het, keuses gemaak het, of as jy sonde doen. Kan jy maar net gaan soek in die Bybel, dan weet jy, maar dit wat ek eintlik behoort te doen en dit wat ek nie gedoen het nie. En dan moet ek my sonde kom bely. Ek moet kom verootmoedig voor die Here en sê, Vader, ek is jammer, vergewe my in Christus Jesus. Psalm 119 vers 9, ek dink aan al ons jong mense, ons tieners. Hoe kan 'n jong mens sy lewe skoon hou? En die antwoord sê, Psalm 119 vers 9, deur hom te hou aan u woord. Met ander woorde, die Heilige Skrif, die woord van God, Jesus Christus, om te gaan kyk hoe het hy geleef, hoe het hy opgetree, wat sê die woord vir my, wat's reg en wat's verkeerd, en hoe vas staan ek in 'n wêreld 2025 waar relativisme, humanisme, liberalisme die temas van die dag is.
Is ons besig om soos die wêreld te raak, of staan ons as manne en vroue vas op die woord? En vriende, dis waaroor hierdie gesprek vanoggend ook gaan. Waaraan jy jou moet meet en waar jy jou moet toets. Ek dink byvoorbeeld as ons dink aan die wêreld daar buite, is alles so half relatief. Wat jy sê is reg en wat die volgende ou sê is reg. Maar die kerk kan nie die goedkeuring van die wêreld begin soek om kerk te wees nie. Die kerk kan nie in sy etiese en dogmatiese en in sy waardesisteem nou goedkeuring by die wêreld probeer soek om 'n wêreldse kerk te word nie. Nee, ons staan vas in die woord van God, so my rigtinggewer is die Bybel. My rigtinggewer waarop ek staan, my bronnelys, my verwysingsraamwerk moet die woord van God wees, nie humanisme of relativisme of liberalisme nie. Nee, ek staan vas in die woord van God. Ek wil aan U gehoorsaam wees, sê vers 10 van Psalm 119. Ek wil aan U gehoorsaam wees met my hele hart. Laat my nie afwyk van U gebooie nie. Interessant genoeg, ons sal baie keer in die Nuwe Testament lees en sê, ja, maar Paulus kom sê, die wet is opgehef, er staan nie meer onder die wet nie. Vriende, kom ons hoor net iets. As ek 'n kind van die Here is, wil ek die gebooie gehoorsaam, moet ek dit nie gehoorsaam nie. Dis eintlik wat Paulus probeer sê. Dat ek en jy is nie nou onder hierdie 660 Joodse wette en reëls nie. Ek is vrygekoop deur die bloed van Jesus, maar omdat ek 'n verhouding met Jesus het, wil ek anders leef. Nie moet ek net 'n stel reëls nakom en dan gaan ek hemel toe nie. Nee, ek wil nie moord pleeg nie, ek wil nie steel nie, ek wil nie vals getuienis af, ek wil nie daai goed doen nie, want ek is 'n kind van die Here. En omdat ek 'n kind is van die Here, wil ek gehoorsaam wees met my hele hart. En dan bid hy, laat my nie afwyk van U gebooie nie. Nog so 'n vers in Psalm 119 is vers 105. U woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad. As ek nie 'n Bybel gehad het nie, hoe gaan ek dan net van die Here leer? Wat is dan my verwysingsraamwerk? En dit is hoe wonderlik dit is as laat ons 'n Bybel kan hê in ons hande, in ons huis, laat ek dit vir my kinders kan lees, laat ons saam kan huisgodsdiens doen, laat ons uit die woord uit ons waardestelsel bepaal. Vriende, as jy weet van mense wat nie Bybels het nie, asseblief, kom praat daar by die kerk ook met ons. Ons het 'n klomp Bybels, ons wil dit graag uitdeel, wil dit graag gee vir mense. Dis belangrik dat ons Bybels by mense uitkry. Daar's so groot waarde daarin om die woord te eet, nie net te lees nie, maar dit jou eie te maak en te leef uit die woord van die Here. Hoe lekker is dit nie, om elke dag uit die Bybel uit te kan lees en te sê, Here, wat is vandag U plan vir my? Here, ek het hierdie moeilike besluit om te maak, of Here, hier's ek alweer. Here, ek wil net uit U woord uit, wil ek leer. Martin Luther, ek haal hom graag aan, jy sommer ek oor sola scriptura praat vanoggend. Martin Luther sê, waar die woord van God is, daar is die kerk. Waar die woord verdwyn, verdwyn die geloof. Vriende, as ons nie die woord opstaan nie, gaan ons ook in ons geloof begin kwyn, want wat glo jy dan? As jy nie die woord van God kan glo nie. Dallas Willard, die bekende Dallas Willard sê, die Bybel is nie daar om ons net slim te maak nie, maar om ons soos Christus te maak. Dis nie net 'n kennisboek en ek weet meer as jy oor die Bybel en ek kan hierdie verse en daai verse aanhaal en quoteer dit en dat nie. Dit beteken niks nie. Ken jy die opgestane Jesus en ken hy jou? Het jy 'n verhouding met die opgestane Jesus? Jy kan 'n klomp Bybelkennis hê. Jy kan met jou Bybel onder die arm elke dag loop, maar het jy 'n verhouding met die opgestane Jesus? En daarom leer ek uit die woord uit, hoe moet ek leef? Nederig en nietig en afhanklik van God. En ek wil graag geseënd wees, makarios, soos Matteus 5 het vir my kom leer.
As ek maar net na die bergrede preek gaan kyk, die beste preek ooit, want Jesus het dit gepreek. Jesus kom leer ons hoe ons moet wees, hoe ons moet leef. En dit alles kry ek in die woord van die Here. Die wêreld en humanisme kom leer ons dalk 10-1, volg jou hart, die mens weet. Die woord kom sê, volg Christus. Nie volg jou hart nie. Wat sê jou kop vir jou, wat sê jou hart nie, wat sê Christus vir jou? Net die woord kan jou kom lei, en hierdie woord kan jou hart ook vir jou kom reinig, want jy lees daar, Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Deur woord en gees kom God na jou toe en hy praat met jou in 2025. Vriende, dan kom ek by die derde punt vandag, dis die laaste punt. Die woord is lewend en kragtig in 2025. Het julle al gesien, die Bybel is tydloos. Jy kan 'n stuk lees en dan kan jy dit weer oor 10 jaar lees en dan is dit so kragtig. Dit bly steeds die waarheid, want dit is die woord van God. Dit is nie net mense woorde oor God nie, dit is die woord van God en dis hoekom ek vas staan in dit. Ons lees nie die Bybel soos 'n koerant uit die verlede nie. Die Bybel lees ons vandag. En die Bybel is die woord van God vandag. Dis nie 'n verslaane dokument wat nie meer van toepassing is nie. Ja, natuurlik is daar seremoniële wette en daar's morele wette. En daar's sekere goed wat ons in 'n kultuur anders toepas vandag. En ons kan nou lank teologies kan die predikante en leraars al buite met my begin redeneer oor wat is seremonieel en wat is morele wette en wat moet ons nog doen en nie doen nie. Vriende, maar daar's ook logika, maar as jy die woord van God gaan lees, is daar sekere binne sirkel gesprekke wat vas bly staan. Dit is wat ons glo. Glo jy dat Jesus vir jou gesterf het aan die kruis? Ja. Glo jy die sonde en die dood oorwin? Ja. Glo jy het opgestaan uit die dood uit? Ja. Glo jy het opgevaar na die hemel? Hy sit aan die regterhand van God, hy regeer? Ja. Glo jy ons het die Heilige Gees wat uitgestort is, hy wat tussen ons, langs my, voor my, om my, in my is? Ja. Glo jy in 'n wederkoms? Ja, daar's hierdie binne sirkel gesprekke wat ons met mekaar kan hê. En waar hoor ons dit? Waar lees ons dit? In die woord van God. Vriende, ons moet begin Bybel lees. Ons moet weer ons kinders aanmoedig om Bybel te lees. As hulle met tegnologie besig is, laai dit dan op hulle selfone af, die Bybel app. Maar lees moet ons lees. Ons moet begin Bybel lees en weer ons land aan die lees kry. Dat ons die woord van God kan inneem. Want die Here gaan deur die woord met ons kom praat en vir ons die waarheid oopbreek. Die woord is lewend en kragtig. Die kernvers van vandag se prediking kom ek nou eers by uit. En dit is Hebreërs 4 vers 12. En die woord sê dit: die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met 2 snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. Luister mooi. Dit beoordeel selfs die bedoelings en die gedagtes van die hart. Die woord kom staan vas. Dis nie die dominee wat so sê nie. Dis die woord van God wat praat. Dis die woord wat kom sê. Dis die woord wat met jou preek op 'n Sondag. Dis die Heilige Gees wat in jou hart kom praat. Dis nie die dominee. Ons kyk baie keer so in 'n dominee of 'n pastoor of wie ook al die oues wat die woord verkondig. Ons kyk in hom vas. Maar dis die Here uit sy woord uit. As jy 'n teks lees, dan is dit God wat met jou kom praat. Ja, die Bybel is vars, elke dag nuut, elke dag lewend. Herman Bavink sê die volgende: die woord van God is nie 'n dooie letter nie, maar 'n krag wat lewend maak. Charles Spurgeon sê die Bybel is 'n lewende boek. As jy dit oopmaak, kom God selfs deur die bladsy. Hy raak lewend deur die bladsy vir my en jou. Dis 'n lewende dokument, want ons aanbid 'n lewende God, nie 'n dooie God nie.
Wanneer jy voel God is stil in jou lewe, gaan maak net die Bybel oop. Gaan maak net die woord van God oop. En hy praat met jou. Hy bly met jou praat deur die woord en die gees elke dag in jou lewe. Vriende, die woord staan vir my vas. En ek en jy as gemeente, daar waar jy geplaas is, en in watter gemeente jy ook al is vanoggend, daar moet jy gaan vas staan in die woord van God. Ek moedig jou aan in 1 Timoteus 3 vers 15. In geval my koms vertraag word, sal jy dus weet hoe iemand hom moet gedra in die huisgesin van God. Dit is die gemeente van die lewende God. Die gemeente is die draer en die beskermer van die waarheid. Ek en jy het 'n verantwoordelikheid, want ons is die draer, ons moet die boodskap, die goeie nuus gaan oordra, maar ons moet dit ook beskerm. Want daar's baie mense daar buite wat die Bybel net afmaak as niks. Maar dis die woord van God wat vas staan oor al die eeue heen. En daarom is dit belangrik dat ek en jy vanoggend weer gaan sê, glo ons die woord van God. Staan ek vas op die woord van God, sola scriptura, net die woord alleen. Vriende, ek wil afsluit met 'n verhaaltjie. In die Tweede Wêreldoorlog het 'n huis in Londen gebrand. En 'n vuurvegter het na die brand toe aangejaag gekom en hy het 'n klein meisie sien sit en huil buite die huis. En hy het toe dadelik na die klein dogtertjie toe gegaan en gesê, maar het jy iets verloor daar in die huis, hoekom huil jy so? En sy antwoord hom toe dadelik en sy sê, net een ding het ek verloor, my Bybel. En hy kyk toe verbaas en hy vra vir hom, maar hoekom huil jy so baie net oor 'n boek? En die dogtertjie het hom geantwoord, dit is nie net 'n boek nie, dit is die een stem in my lewe wat nog nooit my belieg het nie. Dit is die een stem in my lewe wat my nog nooit belieg het nie. Die woord van God. Vriende, vir baie mense is dit net nog 'n boek. Ek verstaan dit. Ek verstaan dat mense partykeer so dink. Maar vir my is dit die woord van God. En dit staan vas. Sola scriptura beteken nie net die woord is waar nie, maar dit beteken die woord is genoeg. Dit is genoeg vir jou geloof, dit is genoeg vir jou kinders, dit is genoeg vir jou worstelinge en jou pyn vanoggend, vir jou twyfel, dit is genoeg vir jou vreugde, dit is genoeg vir die kerk van die Here Jesus Christus, nou, môre en tot in alle ewigheid. Amen. Here, dankie dat ons vanoggend kan hoor, u woord staan vas in 2025. En dat ons weer indringend na ons lewens moet gaan kyk en gaan seker maak dat ons manne en vroue van die woord is. Here, die woord is genoeg vanoggend. Dit is genoeg vir ons geloof. Dit is genoeg vir die generasies wat na ons sal kom. Daar's dalk geliefdes wat vanoggend luister en kyk met worstelinge. Mense wat in hulle geloof besig is om te struikel. Mense wat pyn het of twyfel, mense wat die wêreld se norme en standaarde begin aanvaar het. En dat ons weer sal terugkeer na die woord toe en sê, Here, wat is vir u aanneemlik? Wat is vir u reg? Wat sê u woord? En Here, as ons onsself dan gaan toets aan die woord, dan weet ek dat ons nodig het om vandag weer te sê, Here, vergewe my, help my, lei my, dat ek 'n man van die woord sal wees. Ek bid dit vir elke man en seun daar buite, vir elke vrou en dogter daar buite, dat ons werklik weer manne en vroue van die woord sal wees. Dat ons sal vas staan en dat ons sal sê, u woord is genoeg. Ek leer van u, ek weet van u, en ek wil gehoorsaam ook gaan wees aan die opdragte wat u vir my gee. Ek bid nou, Here, en vra dat u ook die sendelinge en die mense wat Bybels uitdeel en die mense van die Bybelgenootskap en die Gideons en al die mense wat soveel goeie werk doen, Here, dat u hulle sal seën en beskerm. En
dat hulle hierdie Bybel sal plaas, dat dit nie net by ons tronke uitkom nie, maar in die hele wêreld daar buite sal uitkom. Dat mense die woord van God sal hoor, want die woord staan vas. Aan U kom toe die lof en die krag en die heerlikheid, tot in ewigheid. Here, dankie vir die Bybel in 2025. Ek loof U daarvoor in Jesus naam. Amen. Geliefdes, dankie dat jy vanoggend ingeskakel het by hierdie boodskap. Goedheid en guns vir jou, ons kuier weer volgende week DV.